Hallo daar en dankie dat jy deel uitmaak van die Enduio Familiekerk se aanlyn uitsendings. Man, dit is altyd lekker om met jou te kan kuier. Dankie dat jy jou tyd uitsit om saam met ons deel te wees van dit waarmee God besig is. Maar ek het vir jou goeie nuus. Ons is meer oop as ooit in die verlede. Mense se vraag is die kerk weer oop? Ja, natuurlijk is ons oop. Jy kan vir ons gaan soek op Facebook en op YouTube en op klomp verskillende platforms, maar die lekkerste is as ons ook jou sien by die kerk, by Enduio Familiekerk. En ek wil jou persoonlik uitnooi. Kom asseblief, dit is lekker om mekaar te kan sien. Ons dra nog steeds ons maskers, maar weet jy wat, dit is lekker om saam met medegelowiges kerk te kan hou en feeste kan vier, om vir Here dankie te sê vir sy grootheid en sy goedheid in ons lewe. Die 31ste Oktober het ons 'n familiefeesdiens. Jy moet asseblief seker maak, jy gaan daardie Sondag by Enduio Familiekerk kom kuier. Al vlieg jy in vir daardie naweek, ons sal vir jou akkommodasie reël. Kom kuier by ons, want dit gaan lekker wees om saam met die familie net te kan kuier. Ons gaan ook vetkoek en maalvleis hê wat ons daardie dag verkoop, ten bate van ons disippelskap kursusse. Ag en kom net, kom beleef dit saam met ons en wees deel van dit wat God mee besig is. Die 5de November, die Vrydag daarna, het ons 'n Enduio Golfdag. Nou hierdie dag gaan ten bate van ons op die tafel program en daardie dag gaan groot vet plesier wees op die golfbaan. Van ons kan regtig 'n bal raakslaan, maar ons sê net nie waarna toe ons hom gaan slaan nie. So ons wil jou nooi, kom wees deel van daardie dag, maak met ons kontak met die e-pos wat op die skerm verskyn en ons kyk uit om te sien dat ons ook 'n groot golfdag saam sal kan geniet. Vandag is dit ons geleentheid om ook na die woord te kan kyk. Ons harte oop te maak vir dit wat God ook in ons gees wil sê. As jy 'n ontvanklike gees het vandag, is dit my gebed dat God op hierdie oomblik sal kom en in jou hart goed sal losmaak van die prosesse waarmee hy besig is. En dat jy vrede sal kry oor dit waarmee God besig is in jou lewe. Kan ek saam met jou bid? Here, dankie vir hierdie mooi dag. Die woord sê, dit is die dag wat deur die Here gemaak is. Kom ons wees bly en ons verheug onsself daarin. Ons maak ons gees, ons hart, ons gedagtes oop, dat U inspraak kan hê in ons lewe. En ons eer U ook daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek lees in Matteus 15 van waar die Fariseërs en die skrifgeleerdes kom met hulle aanval op Jesus. Van die disippels het nie hulle hande gewas nie en dit was die oorgelewerde gebruik. Laat my dink aan my oorlede oupa, hoe party mense praat. Maar het nie hulle hande gewas nie, nou ek sê ook asseblief was jou hande, maar ek sê dit nie oor 'n oorgelewerde gebruik nie. En Jesus vat hierdie manne aan en hy sê vir hulle Matteus 15, julle gebruik julle ouers se geld wat julle veronderstel was om julle mamma en pappa te help, vat julle en julle gee dit onder die naam van ek gee my offergawe vir die Here. En God het 'n probleem daarmee. Jesus sê vir hulle die volgende in Matteus 15. So ontneem julle die woord van God, sy gesag ter wille van julle oorgelewerde gebruike. Ons kan partykeer die Bybel so uit verband uitdruk en so laat werk net sodat dit by ons pas. Die oorgelewerde gebruik oor my geld behoort nog altyd aan God. Ek word nie die rentmeester, ek word die bestuurder van dit waarmee God my vertrou. Het sy dit 1000, 10.000 of 10 miljoen is, dit is waarmee God my vertrou. En ek wil bid dat jy so dienooreenkomstig sal te werk gaan met jou geld, met jou besittings, met dit wat jy moet bestuur, dit wat jy oor 'n rentmeester moet wees, dat jy altyd sal kan sê, ek is in die wil en in die lyn van die Here. Moenie die woord vat en uit verband uitdruk, net omdat dit by jou moet pas nie. Want Jesus kyk na hierdie mense en hy sê, julle vat die gesag van die woord uit. En ek wil bid dat jy weer die gesag van God se woord in jou lewe sal ervaar, wanneer jy ook oor jou finansies, oor dit wat jy besit, oor dit wat jy mee rondry, dit waarin jy bly, aan God kan wy en kan sê, Here, dankie, dat ek die rentmeester kan wees van dit wat God aan my toe vertrou. Op die skerm verskyn ons SnapScan en ons Enduio bank besonderhede, en ek wil vir jou
baie dankie sê, dat jy so getrou bydra. Het sy of dit is vir die tiendes en offergawes en of dit is vir roop of vir wêreldevangelisasie, baie dankie dat jy jou hart oopmaak om 'n verskil te maak in God se koninkryk. Kan ek die seën van Here ook oor jou bid? Dankie Vader dat ons uit ons harte uit vanmôre kan sê, ek wil nie net met my lippe eer nie, maar uit my hart uit wil ek ook vanoggend sê, alles kom U toe. En as ek U moet kom eer met my finansies, wil ek nie geld gaan vat van ander rekeninge om aan U eer te gee nie. Ek wil U eerste kom plaas, altyd in alles. Mag dit dan so vir elkeen van ons 'n uitkyk op die lewe wees om te onthou dat U woord gesag dra in ons lewe, en wanneer ek U kom eer met my tiendes, met my geld, met my finansies, dan is daar ook 'n seën van God op my finansies. En ons dank U daarvoor. Mag U seën op ons elkeen rus, in ons besighede, in ons werke, by ons huise. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Vanoggend bedien David Ras ons met die song The Battle Belongs to You. But when I fight, I'm on my knees. And when I'm on my knees, that is where God will come through for me. En ek bid dat jy hierdie song ook net in jou hart sal deel maak van dit wat God in jou lewe wil doen. Kom ons luister. When all I see is the battle, You see my victory. When all I see is the mountain, You see a mountain move. And as I walk through the shadow, Your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with You. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to You. And every fear I lay at Your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to You. And if You are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for You. You see the beauty. When all I see is the cross, God, You see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to You. In every fear I lay at Your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to You. Almighty fortress, You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, You win every battle.
can stand against the power of our God? An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Hallo Ondou familie, dis vir my so lekker om vandag saam met jou te kuier en ek is so opgewonde oor die woord wat die Here vandag vir ons wil bring. Nou ek is seker jy het nou al die woorde gehoor, jy het soveel potensiaal binne in jou. Of jy het selfs drome en verwagtinge oor wat jy in hierdie lewe wil bereik. En baie keer dan plaas God hierdie dinge binne in ons hart en ons weet maar dit is die drome wat hy vir ons het in ons lewe. Maar die oomblik wanneer dit nie nou gebeur nie, in hierdie oomblik, dan voel dit baie keer vir ons asof ons frustreerd raak en voel, Here, maar is U laat? Waar is U? En ek noem dit, jy kry die wagdilemma. Jy begin jouself die vraag vra van twyfel, maar is dit regtig wat die Here vir my beplan het? Het ek miskien een of ander sonde gedoen, dat hy my wegstoot en dat dit nie meer gaan gebeur nie? En jy's in 'n plek van twyfel en frustrasie en hopeloosheid, wat jy bekommerd is oor jou toekoms en waartoe jou pad is, en of God nog steeds hierdie droom vir jou lewe het. En vandag gaan ons 'n bietjie in God se woord indelf, en ek gaan met jou 'n bietjie praat oor 2 konings. Maar nou voor ons daarby kom, ek is nie baie goed met plante nie. My vrou spot my baie keer daaroor, as ek iets plant, dan gaan dit dood. Ek weet nie hoekom nie, ek sukkel om die gras by my huis te laat groei. Ons het so gespot daaroor, dat die gras wat ek probeer laat groei het, gaan dood, terwyl die gras waarna ek nie geraak het nie, groei reg deur die winter. So, ek is nie baie goed met plante nie. Maar nou die dag toe lees ek oor 'n plant, hulle noem dit the Chinese bamboo tree. Nou, hierdie plant is 'n neut wat jy plant, 'n saad wat so groot is, wat in die grond geplant word, en dan vir 5 jaar lank sien jy niks uit die grond uitkom nie. Nou, meeste van ons sal dink hierdie plant is dood. Maar wat baie interessant is, vir daai 5 jaar lank moet daai plant, daai wortelsisteem nat bly. En in daai 5 jaar sien jy miskien niks bo die grond nie, maar onder die grond groei die wortels groot en baie, baie diep. En dan gebeur iets amazing. Na 5 jaar lank, dan skiet daai stam met daai blare uit die grond uit, en dit groei 25 meter binne 6 weke. Nou, dis baie vinnig. Ek dink jy hoor letterlik hoe daai plant groei. So, vir 5 jaar lank sien jy niks nie, en dan binne 6 weke sien jy hierdie enorme, intimiderende plant, wil ek amper sê, binne in jou tuin. Ek dink baie keer is dit so ook, wanneer dit kom by God se drome vir ons lewe. God is besig om te werk in ons, om daai wortels te laat groei. En dit voel vir ons baie keer, ons raak frustreerd, want dit vat baie tyd. Maar die vraag is nie eerder, hoe lank nog nie, Here, maar eerder om te sê, sal jy die proses vertrou? So kom ons kom 'n bietjie terug na ons 2 konings in die Bybel. Ons kry vir koning Saul en vir koning Dawid. En ek glo elkeen van ons het 'n koning Saul of 'n koning Dawid binne in ons lewe. Nou iets wat baie kenmerkend was van koning Saul, is koning Saul het baie vinnig koning geword. Hy was gesalf as koning gewees, hy het baie potensiaal gehad. Die Bybel sê dat hy baie goed met woorde was en mense maklik geïnspireer het. En mense het opgekyk na hom as koning.
Maar koning Saul het 2 karaktereienskappe gehad wat hom aan die einde tot 'n val laat kom het. En die eerste ene is dat hy meer belang gestel het in wat mense dink as wat hy belang gestel het in wat God dink. Die tweede ding is dat koning Saul glad nie, hy was baie impatient. Hy was frustreerd. Hy wou gehad het dat dinge nou moet gebeur. En as gevolg daarvan het hy die wil van God gemis, die drome wat God vir hom gehad het. Nou, koning Dawid gaan ons 'n bietjie inkyk in sy lewe, maar ons kry die profeet Samuel, en Samuel huil eintlik oor koning Saul. Hy's hartseer oor die potensiaal wat koning Saul gehad het, maar as gevolg van sy ongehoorsaamheid het hy dit gemis. En ons kry hierdie gedeelte in 1 Samuel 16, waar die Here vir hom sê, maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. So hier kry ons 'n baie interessante situasie en ons moet die konteks verstaan wat eintlik hier gebeur. Daar's groot spanning in die koninkryk, want ons kry vir Samuel, die profeet, die man van God, en Saul, wat eintlik nou koppe gestamp het, wat kwaad is vir mekaar, want Samuel het vir Saul gesê, hy is verkeerd, en God gaan sy koningskap wegvat, as gevolg van wat hy gedoen het. En hier stuur God nou vir Samuel in om 'n nuwe koning te gaan salf. Praat van die drama, die spanning wat moet hier gebeur. En ons skryf waar hy inkom in die dorpie van Bethlehem in, en hy roep al die dorpsmense bymekaar om 'n offer te bring aan die Here, en vir hierdie groot, wil ek amper sê, event wat gaan gebeur oor 'n nuwe koning wat gesalf gaan word. Nou, die familie wat uitgekies is deur God, van Isai, hulle het 8 seuns gehad, okay? En daai 8 seuns was binne in die huis besig om te werk en hulle was deel van dit, maar Dawid was die 9de seun. Hy was daar in die veld gewees. Hy was glad nie eens op die radar gewees nie. En hoor wat sê dit in 1 Samuel 16 vers 2. Dit sê, en die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here offer te bring. Nooi dan vir Isai na die offer toe. Ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Sal vir my die een wat ek jou sal beveel. So Samuel gaan in hierdie huis in, hy sien hierdie seuns wat voor hom staan, en die eerste seun, hy's aantreklik, hy lyk goed, hy's die leier van die familie, hy's die eerste geborene, hy sou alles erf van die pa af. Mense in die dorp het respek vir hom gehad. In vandag se tyd sou jy sê hy's die agterman in die rugby span van Bethlehem, en hy's die leier wat almal na kyk, die hoofseun in die skool, en almal sou gesê het, maar hy is seker die volgende koning. Maar hoor wat gebeur. 1 Samuel 16 vers 6 sê, toe hulle inkom, het Samuel vir Elab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die Here kyk nie na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Hier is iets wat ons moet raak sien, van God kyk na ons harte. Hy stel nie belang in hoe jy lyk, hoe hard jy gym, jou voorkoms of wat jy eet, of hy stel meer belang in jou karakter. Waarmee is jy besig? Wat doen jy om hom te eer? En God wil baie keer aan ons karakter kom skaaf. En ons gaan verder in die storie sien hoe Saul se karakter het nie gevorm nie, maar Dawid se karakter het gevorm. En so sien ons nou hoe die profeet gaan deur elkeen van die seuns. Elkeen van die seuns kom staan voor hom en dan dink Samuel, o, hierdie is die een, hy moet hy wees. Maar dan sê Here soos, nee, dis nie hy nie. En so gaan hy deur al 8 van die seuns wat voor hom verbygaan. En Samuel vra die pa, maar is daar nie nog 'n ander seun nie, want dis nie een van hulle nie. En die pa so ongemaklik, ek kan al sien in my oë, hoe hulle so ongemaklik rondskuif en sê, ja, daar is nog iemand, maar hy pas die skape op, hy's nou ver, moet ons hom regtig gaan haal, dit kan nie hy wees nie. Maar hoor wat sê Samuel. Toe sê Samuel vir Isai, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isai het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. So hier kry ons vir Dawid. Dawid
was uit al die seuns beskou as die minste. Hy is beskou as die ene wat mense na toe gekyk het en gesê het, hierdie ou het geen potensiaal om enigiets te bereik nie. Stuur hom ten minste dat hy iets doen vir die familie en dat hy na die skape sal kyk. Hy is ver in die veld, maar God sien sy hart raak. God sien daai oomblikke wat hy met hom spandeer het in die veld, waar dit alleen is, waar dit stil is, wat hy hom geloof en prys het en in 'n verhouding met God gestaan het. En jy sal so half dink, die dorp is bymekaar, die familie is bymekaar, hier gebeur iets wat niemand verwag het nie, en Dawid word gesalf. So, ek meen, Dawid het seker onmiddellik koning geword in daai oomblik, maar dis nie wat gebeur nie. Samuel gaan weg, en die hele familie kyk so half na Dawid en sê, wel, ons dink nie jy spesiaal nie, ons gaan nie toelaat dat koning Saul hiervan uitvind nie, die hele dorp bly stil hieroor, gaan asseblief tog net terug en gaan pas die skape op, dis jou werk, ek dink Samuel het te veel geëet, hy het seker verkeerd gehoor, dit kan nie jy wees nie, gaan terug en gaan pas die skape op. Drome begin altyd vanuit 'n plek van diensbaarheid. Begin altyd na 'n plek toe van waar ons God dien. Want God het 'n proses in die plek waar ons kom om te sê, ons is besig om te dien by ons huis, by ons werk, of waar ook al ons self bevind om hom eer te gee. Want is in daai plek van diensbaarheid wat God ons laat ontwikkel. So hoekom het God hierdie oomblik met Dawid gehad? Hoekom salf God hom nou, in hierdie oomblik, en nie toe hy klaar vir Goliat verslaan het nie, waar meer mense dit kon sien nie? Want hy wil gehad het Dawid met 'n oomblik met hom hê, wat hy in kan vashou, wanneer daar moeilike tye kom. So elke keer wanneer Dawid gevoel het, waar is die Here? Hoekom is God nie daar nie? Dan dink hy terug aan daai salwingsoomblik, daai oomblik wat God vir hom 'n droom, 'n belofte gegee het oor die toekoms wat hy vir hom het. En in daai oomblikke wanneer ons voel dinge raak te veel, hou vas aan daai oomblik wat God vir jou 'n belofte gegee het. Skryf dit neer, sit dit in jou muur, plak dit vas, sit dit in jou kar en kyk daarna en onthou wat God vir jou beloof het. Baie interessant, ons raak baie keer frustreerd met die hoeveelheid tyd wat iets vat, maar 'n Rolls-Royce, ons almal weet, baie bekende kar, daar's baie min van hulle, vat 6 maande om aan mekaar te sit, terwyl 'n Toyota bakkie 6 weke vat. Ek lees maar daarin wat jy wil, maar 'n Rolls-Royce is baie duurder, is baie meer skaars, vat baie meer tyd om te maak, terwyl Toyota bakkie, ons sien hulle oral in Suid-Afrika. Daar's baie van hulle. Ook baie van hulle is duur, maar dis nie soveel waarde soos 'n Rolls-Royce nie. Dinge van waarde vat baie keer tyd. Wanneer dit kom by Noag en die ark, het jy geweet dit het 120 jaar gevat om die ark te bou? 120 jaar wat Noag en sy seuns gewerk het aan hierdie ark, want God het vir hulle gesê wat gaan gebeur. Wanneer dit kom by Dawid, sou dit hom 15 jaar lank vat voor hy koning geraak het. En in daai 15 jaar het al baie dinge gebeur wat aan sy karakter gevorm het. Dit is so belangrik dat ons 'n prinsipie hier moet verstaan. Raak beter en nie bitter nie. Nou, ons kan baie maklik bitter raak as ons moet wag vir iets om te gebeur. En ons kan baie keer ons geloof half verloor in die proses. Maar dit is so belangrik dat ons moet besef, ons moenie hierdie tyd wat ons nou moet vat om te wag, gebruik om bitter te raak nie, maar eerder beter in wat God vir ons gegee het. En ons sien dit met Dawid. Ons kry vir Dawid, waar hy teruggestuur is in die veld om te gaan dien, en hierso is hy besig om die lier te leer speel, of in vandag se tyd die gitaar. Hy is besig om daar in die veld die gitaar te oefen, sy chords soos enige muso sal sê. Hy is besig om liedere te skryf, hy is besig om goed te raak met die talent wat God hom gegee het. Verder ontwikkel hy, nie deur 'n swaard of 'n spies wat hy het om 'n brawe warrior te word nie, maar met 'n slingervel. Maar hy vat dit wat God hom gegee het en hy oefen elke liewe dag met daai slingervel, besig om beter te raak en nie bitter nie. En al daai bou op tot 'n oomblik waar alles verander. 1 Samuel 16 vers 17 lees ons, nou
Saul was getuister geweest deur 'n demoon as gevolg van wat hy gedoen het. En die Bybel sê die volgende: Saul sê toe vir sy amptenare: "Kyk maar vir my uit na 'n man wat goed kan speel en bring hom na my toe." Een van die amptenare antwoord hom: "Ek het 'n seun van Isai die Bethlehemer hoor speel. Hy is 'n dapper man en 'n goeie vegter. Hy kan sy woord goed doen en het 'n goeie voorkoms. Die Here is by hom." Saul het die boodskapper na Isai toe gestuur met die versoek: "Stuur jou seun Dawid wat by die kleinvee is na my toe." So, hier is die oomblik. Hier kom die plek van wat die verste is. Die verste plek van die koningsstoel af is die persoon wat die skape oppas. En hier kom hierdie oomblik wat Dawid, dit waaraan hy beter geword het, dit wat God hom gegee het, inbring in die koning se tent in, waar hy kan speel, waar hy verhouding bou met die koning. Die koning het nie geweet dat Dawid al gesalf is voor dit nie, maar God is besig om hierdie plan te laat gebeur in hierdie oomblik. Die tweede beginsel, wanneer dit kom, wanneer jy wag vir jou drome, is die prinsip van gesalf, maar nie gekies nie. Jy moet die verskil verstaan. So Dawid is gesalf. Almal kan die potensiaal binne in hom sien. Almal sien, weer eens, hy het 'n mooi voorkoms, sê die Bybel. Almal sien, hy's 'n brawe man. Almal sien die talent in Dawid se lewe. Maar hy's nog nie koning nie. Hoekom? Want God het nog nie besluit dat die tyd reg is nie. En Dawid het dit verstaan. Daar is baie geleenthede wat mense vir jou gaan sê, nou is die geleentheid wat jy moet doen wat jy moet doen. Ons sien almal jou leierskap raak. Ons sien almal jou potensiaal raak. Maar jy moet eerder vir jouself vra, Here, sê U, dit is nou die tyd. Om eerder vir God te luister en nie vir mense nie. Dit kan wees dat jy die beste car salesman is, jy verkoop die meeste karre, of dit kan wees dat jy die mees talentvolste sanger in die band is, of dit kan wees dat jy die beste spreker is. Dit maak nie saak nie, want dit gaan alles nie oor die talent nie, maar oor wat God sê wanneer die regte tyd is. So maak seker dat jy verstaan wat die verskil tussen om gesalf te wees, die talent, en wanneer God jou wil plaas, en wanneer die regte tyd is. Anderste ontwikkel ons baie keer tunnelvisie. Ons is so besig om te fokus op die toekoms, en wat vir ons voorlê, dat ons mis, wat is die Here nou besig om in ons lewe te laat gebeur? Wat moet ons nou voor uitkyk? Die derde ding is, wanneer die geleentheid uiteindelik kom, is om geloof in die geleentheid te hê. So hier kry ons die geleentheid. 1 Samuel 17 vers 32 sê: 'n mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid: jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy is 'n vegter van kindsbeen af. Toe sê Dawid vir Saul: as 'n kleinveer vir my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra die lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan. En hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verklein neer. Nou ek weet nie van jou nie, maar ons bly in Suid-Afrika, maar ek het nog nie 'n leeu aan sy baard gegryp en doodgeslaan, of 'n beer, jy weet, geressel en doodgemaak nie. Dit sê alreeds vir ons iets van Dawid en die potensiaal binne in sy lewe. Mense het dit raak gesien, hy het dit geoefen voor die tyd, hy was nie bitter nie, hy het beter geraak daarin, en hier is die geleentheid om vir Goliat te verslaan. Maar in hierdie geleentheid het ons nodig baie keer om geloof te hê, om 'n stap van geloof te hê, om te sê, Here, al is ek bang in hierdie oomblik vir wat kom, ek vertrou U dat U my voorberei het, en dat ek alles het wat ek nodig het, dat hierdie droom sal bewaarheid word. Nou wanneer geleenthede oor ons lewe kom, iemand anders sê nou die dag vir my, geleenthede kom en gaan. Maar in geleenthede is dit so belangrik dat ons die wil van die Here sal sien en kan raak sien wanneer ons dit moet aangryp en wanneer ons dit net moet laat gaan. Nou, een van die reëls wat ek altyd vir myself sê is, enige geleentheid gaan nooit oor my nie. Geleentheid gaan nie
oor jou nie. Geleentheid gaan oor God. En enige geleentheid wat jy in jou lewe kry, moet jy vir jouself vra, is hierdie geleentheid 'n plek waar ek God kan eer? Is dit 'n plek waar mense na sal kyk en sê, "Wow, kyk wat het die Here gedoen in daai persoon se lewe." Maar die oomblik as 'n geleentheid gaan oor jou en selfsugtigheid en net wat jy kan bereik, is dit jou waarskynlik nie van God af nie. En nou moet jy dit laat gaan en dit nie aangryp nie. Die tweede reël wat ek vir myself sal sê is, moenie 'n geleentheid ryp druk nie. Moenie 'n geleentheid reg forceer nie. So die oomblik wanneer alles net uitmekaar uitval en hierdie ding wil net nie werk nie, hierdie projek, dan forceer jy dit reg. Jy breek eintlik die reëls om seker te maak dat hierdie ding sal werk. Nou die dag het ek 'n groot geleentheid gehad om iets te laat gebeur en ek het baie hard daaraan gewerk, ek het alles laat bymekaar bring wat ek nodig het. En toe sê ek vir die Here, Here, as hierdie van U afkom, laat dit gebeur. Maar as dit nie van U afkom nie, asseblief maak die deur toe. Ons moet nie die deure oopskop in ons lewe nie. As ons sê ons gee oor vir die Here, dit beteken dit, Here, laat U wil geskied. So maak seker dat jy nie 'n geleentheid ryp druk nie. Ons kry nie vir Dawid, wat Dawid sommer storm verby die koning en sommer net instorm. Hy praat nie eens met die koning nie. Hy kom net uit die veld uitgestap en hy storm op die veld en sê, "Okay, hier is ek nou nie." Nee, hy's besig om die wil van die Here te volg. Die derde ding is, moenie jou geleenthede vergelyk met iemand anders se nie. Ons hou daarvan om te vergelyk. Ons hou daarvan om te kyk na ander mense en waar hulle is in hulle lewe en dan te sê, maar Here, hoekom is ek nie daar nie? Hulle ken U nie. Hulle is nie eens Christene nie. Hulle glo nie en kyk waar is hulle in hulle lewe. Ons moet ophou om te vergelyk. Want die oomblik wanneer ons vergelyk, dan vat ons die spesiaal daaruit. God se plan vir jou lewe is uniek. En God stel baie minder belang in die droom en waar jy wil hê en meer belang in jou karakter. Hy stel meer belang om seker te maak dat jy reg is vir wanneer die geleentheid sal kom. Die vraag eerder is, sal jy die proses vertrou? Sal jy oorgee aan God? Sal jy seker maak dat wanneer die geleenthede kom, dat jy nie in 'n plek van selfsug beweeg nie, maar in 'n plek van geloof om te sê, Here, laat U wil geskied. Laat U ja wees en U nee. God het drome vir jou lewe. Hy het soveel potensiaal binne in jou gesit. Miskien is jy in hierdie oomblik frustreerd. Miskien voel jy, Here, waar is U? Hoekom gebeur hierdie dinge nie nou nie? But you need to trust the process. Vertrou dat die Here weet wat hy besig is om te doen. Wanneer ons in hierdie proses beweeg, het ons nodig om beter te raak en nie bitter nie. En om te besef, God se tyd is die beste tyd. Kom ons maak toe ons oë. Aber Vader, dankie dat ons kan weet dat in ons geestelike lewe ons baie soos daai boom is. Here, U is besig om toe te laat dat die wortels groei. U is besig om water te gee vir ons, besig om seker te maak dat ons diep wortels skiet voor die oomblik van daai droom wat U vir ons het gebeur. Here, vandag verklaar ons net weer, vergewe ons waar ons baie keer ongeduldig raak, baie keer soos koning Saul raak en net wil dinge laat gebeur. Here, help ons dat ons meer soos Dawid sal wees, wat sal vertrou dat U weet wat U besig is om te doen. Here, ons vertrou U vir die proses vir wat moet gebeur. Amen. Dankie Bram vir jou woord wat regtig in ons harte ingepraat het en ek glo dat soos ons deel uitmaak van die prosesse van God in ons lewe, sal ons meer en meer agterkom wat Paulus uitroep in 2 Korintiërs 5, waar hy sê, ek het net een begeerte, en dit is om die wil van my Vader te doen. Mag ek en jy, elkeen van ons, daardie motto uitleef, om nie te rebelleer teen die prosesse van God nie, maar fees te vier oor dit waarmee God in elkeen van ons lewens besig is. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die vrede, die genade, die grootheid, die goedheid
met ons elkeen wees. Dankie vir u proses in ons lewe. En dankie dat ons vandag opgewonde kan wees om te sien dit waarmee God besig is in ons elkeen se lewens, se agendas, se programme. Ons eer u vir dit. Mag ons u seën elke dag ervaar en uitleef en ons dank u vir dit in Jesus naam. Amen. 'n mooi geseënde week vir jou. Totsiens.